the area in our lives we place in the mundane and necessary. It determines our decisions and our schedules, and it washes our world into grey. But once we start viewing our labor as not just a means to an end, but worship, it begins to echo throughout eternity. Rejecting the clock as obligation and seeing it as an opportunity to embrace purpose, not in your job title, but in the unique partnership with God. Our labor is transformed into a sacred offering. As the burden begins to lift, the blessing in the everyday tasks begins to surface. As hy, goeiemôre. Is lekker om saam met julle te kuier, so net na die winter, want hierdie week was die volle winter in 1 week volstrek. Ek het in die Vrystaat groot geword, maar wraggies, ek kan nie onthou dat dit so koud was daar selfs nie. Wat 'n voorreg om vanmôre saam met julle te kuier in week 3 van ons reeks Labor to Legacy. Dit is vir ons altyd 'n voorreg om net saam in die woord in te duik en te sien wat sê die woord, hoe leer die woord ons en wat is die riglyne vir my en jou lewens en spesifiek nou vir my en jou werk. Dit wat ons doen. In week 1 het ek met ons gekuier oor die hele gedagte van die seën van werk. Die feit dat werk 'n seën is en deel is van die oorspronklike ontwerp van die mens. Ons dink baie keer dis Eva se skuld, nou moet ons ook werk. Maar ons het gekyk na die konsep en die hele gedagte dat werk is goed en dit is 'n seën. En dan verlede week het Henning met julle gekuier oor die doel van werk. Hoekom ons werk en waarom werk ons? En ek het die voorreg om vandag met julle te kuier oor die krag van werk. Nou as ons praat van hierdie krag van werk, dan is dit nie die All Blacks wat gisterand hulle krag na vore gebring het nie. Dis nie die Brite krag wat ons manne het nie, want ek weet julle almal is sterk. Ek is ook sterker as my ouma. Maar dit is nie daai krag waaroor ons vandag gesels nie. Ons praat eintlik oor die krag van afhanklikheid. Die feit dat ek en jy selfs in ons werksplek in afhanklikheid van hom kan leef. Ek vang myself sê kan, veronderstel is om. Nie kan nie. Ons is veronderstel om vanuit sy krag, sy leiding te leef en selfs te werk. Kom ons wees eerlik, ons almal werk. Ons werk aan ons beroepe. Iemand vra nou dag vir my seun, wat doen jou pa deur die week? Wil sy ook weet. Ek is soos, kom stap saam met my, net 1 week. Dan kyk ons of jou vroeë oggende en laat aande saam met my kan. Maar ons werk. Ons almal het mense waarvoor ons verantwoordelikheid het, prosesse en geboue en you name it. En nog mense en nog ander leiers en ons almal het werk. Ons werk in ons beroepe, ons werk in ons finansies, ons werk aan ons drome, ons werk in ons en aan ons gesinne. Ons werk. So werk is nie sleg nie, werk is deel van ons, maar die manier hoe ek en jy dit doen kan 'n massiewe impak op ons lewens hê al dan nie. Ons dink baie keer dat werk en die sukses van werk die gevolg is van hard werk. Ons moet net hard werk, dan gaan alles in plek val. Ons moet net meer ure gee. Ons moet net langer werk. Ons moet net bietjie slimmer werk. Ons moet net nog 'n stelsel in plek sit, laat Claude hierdie ding vir ons kan doen en hierdie reg sit en laat Chat hierdie vir jou kan uitsort sodat jy hierdie, ek weet van mense dan programmeer hulle, dan werk Claude vir hulle deur die nag. Ons moet net slimmer werk. Maar ek het gister, en ek moet nou nie tranerig raak nie. So ek het hout.
As 'n mens hout het, dan moet jy braai. So gister, my dogter oefen in Johannesburg hokkie, en my seun lê op die bank, want hy speel cricket vandag, en ek besluit toe, ek gaan deur my roetine gaan. So ek het 'n roetine, teen 'n Woensdag is my preek klaar geskryf, Donderdag het hulle alles gebou, Vrydag check ons alles op skerm, woord vir woord, is Etienne okay, en dan praat ek sulke nonsens nou tussenin, hè. Maar ons doen ons deel. En dan op 'n Vrydag aand gaan ek deur my boodskap voor ek gaan slaap, voor ek uit die bed uit klim op 'n Saterdagoggend gaan ek weer deur hom. En dan hierso van so 2-3 uur af gaan ek uierliks, letterlik deur my boodskap tot ek gaan slaap. Want ek glo, hoe beter ek voorbereid is, hoe meer kan die Here werk. Maar dis nou Etienne se roetine, en ek so, okay, maar ek gaan hierdie roetine net 'n bietjie verander gister. Ek gaan die vuur aansteek, 1 uur vir aandete, en ek gaan daarso in my braaikamer gaan ek sit, en ek gaan hierdeur gaan. Julle, en elke keer as ek deur my preek gaan, dan, ek het 'n schnauzertjie, ek het 2 Black Russian Terriers, massiewe oulike wol hondjies, en dan het ons nou 'n pikswart schnauzertjie, sy is so 10 weke oud, 18 maande oud, haar naam is Gigi. En Gigi hardloop die heeltyd met hierdie lood in haar bek, op en af in die tuin. Sy is op 'n plaas in De Rust gebore, so lyk my sy is 'n plaashond. En sy hardloop met hierdie lood in haar bek rond. Want ons het wit stinkhout, en elke jaar ons snoei ek hom, want anders gaan hy alles oorneem in my erf. En dit is elke keer wanneer ek die skrif lees wat ek voorberei het, wat sy met hom hardloop. En hoor gou wat sê die skrif, en dit is vandag se kernskrif. Hy sê in Johannes 15 vers 5, dis Jesus wat self van die woord is, hy sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly, as 'n loot, in die wynstok ingeënt, deel van hom, dra veel vrug. Sonder my kan jy niks doen nie. En daai het my getref gister, opnuut, weer 'n keer. Sonder hom is ek Gigi se entertainment. Sonder hom kan ek nie vrug dra nie. Sonder hom het ek nie lewe nie. Sonder hom kan ek nie werk nie. Inteendeel, sonder hom kan ek niks doen nie. En ek weet, dis nou 'n ou skrif, julle almal is uit. Dis 'n ou skrif en iets wat ons al baie behandel het. Maar my vraag vandag vir jou is jy 'n lood wat op jou eie rond gedra word deur 'n hondjie? Of is ek en jy geanker in die wingerdstok? Is ek net Gigi se speelmaatjie? Of is ek in hom? Want jy sien, apart van hom kan ons niks doen nie. My lewe, my werk, my alles lyk anders omdat ek in hom is. En ek het spesifiek nie vandag 'n boom met vrugte gebring nie, want ek dink ons kyk altyd na die vrug. Ek wil ook net vrug dra. Ek wil vandag by jou weet, is jy in hom? There's no halfway, no half measures in this. Ons is of geanker in hom, afhanklik van hom, of nie. Ek gaan hom nou neersit, want ek gaan hom die hele tyd rondswaai. Ek wil vandag met ons kuier oor 3 primêre konsepte. Die eerste een is die leuen. En dit is die leuen wat sê, werk rus vierkantig op my skouers.
Alles is by my. Die waarheid wat sê, my werk is 'n spanpoging. En dan die hele konsep van 'n vennootskap. Ek en jy werk saam met hom. Heel eerste as jy dink aan die leuen wat ons so maklik glo, kuier ons oor die gedagte van werk rus slegs op my skouers. Een van die grootste leuns wat ek en jy kan glo, is dat alles hang van my af. Ons moet daai gesegde wat sê, if it's gonna be, it's up to me. Nee? As ek myself net kan harder druk, as ek nie iets gaan doen nie, dan gaan niemand dit doen nie. Dit is asof ons 'n afhanklikheidskompleks van onsself het. Waar jy voel, hoorie maar, ek moet. Ek wil vir jou sê, hierdie stokkie kan voel, ek moet, hy gaan niks doen nie. Hy gaan dalk een houtjie uitdeel aan sy stukkend. Wanneer ek en jy werk met hierdie hele gedagte van ek moet, dan is daar 'n paar effekte van dit op ons lewens. Die eerste een is stres. Tweede een is uitputting. Derde een is angs. Angs is een van die grootste uitdagings wat vandag na vore tree in mense se lewens. En dis iets wat jy tot in 'n mate kan wegsteek. En in ander areas kan jy dit glad nie wegsteek nie, want hierdie angs kry jou beet. Bekommernis. En op die ou einde van die dag uitbranding. Dis die effek van as ek en jy alleen werk. When we just labor. Not with a legend, maar ons labor net, ons werk net. Dis wanneer ek en jy voel, ons alleen is verantwoordelik vir die uitkoms van ons werk. Hoor my hart vandag mooi. Jy kan niks doen nie. As ons sê ons is in Christus, dan leef ons saam met hom. En die uitkoms van dit wat ons insit. Ek sê nie moenie werk nie. Die Here gaan voorsien nie. Nee. Werk net saam met hom. So net 'n shift, 'n skuif in hoe ons werk. Kom ons gaan net gou terug na die wingerdstok en die lood. Want as jy gaan kyk, op die einde van die dag is my en jou verantwoordelikheid is om verbonde te bly. Is om deel te wees van hom, is om in hom te bly, hom te ken, saam met hom te leef, saam met hom te wandel, nie om vrug te dra nie. Vrug kom omrede jy 'n lood is wat geanker is. Daai lood, hierdie een gaan ongelukkig nooit weer vrug kan dra nie, of 'n blaar of 'n ding. Maar omrede ek en jy 'n lood is, kan ons vrug dra. Maar nie 'n lood geïsoleer nie. Want jy sien, die wingerdstok gee die lewe. Die wingerdstok gee voeding. Die wingerdstok gee krag en vrug ensovoorts. Dit is nie uit ons eie uit nie. Jesus sê baie duidelik in daai skrifgedeelte, sonder my kan julle niks doen nie. En ek dink dit is so 'n algemene stelling, ja, sonder hom, ek kan regtig nie sonder hom enigiets doen nie. En dan het jy gisteroggend opgestaan, het 'n hele dag deurgegaan sonder om een keer aan hom te dink, nie een keer in hom ingeënt te wees nie, 'n lewe geïsoleerd van hom, van die waarheid geleef, en ons sê, ek kan net nie sonder hom nie. Jy kyk vandag na jou werksweek wat voor jou lê, en dit is soos, ek gaan hierdie ding doen. Of is ons besig om hom in te trek en sê, Jesus, sal U my wys wat om te doen? Ek het so ruk terug my dagboek gebed begin doen, waar ek letterlik deur my dagboek, deur die week, deur alles begin bid, vooraf. Want teen die tyd wat ek daar kom, is daar iets in my hart, ek weet nie presies wat nie, maar daar is iets in my hart wat hierdie scenario's en situasies anders hanteer, want ek is in hom. Maar ek vang myself ook waar ek soeg en sweet, alleen. Weet jy, maar jy's 'n pastoor, jy werk mos net vir die kerk. Almal dink ons het daai bome geplant, hierdie ry bome, dat ek elke dag onder 'n ander boom kan sit en bid. Dis nie waarheid nie. Daar's realiteite wat ons hanteer, en dan is dit so, okay, nee, maar, en ek besef, daar's baie van dit,
wat ons alleen, want ons soeg en ons sweet, en jy is hierdie kant besig, en jy is daai kant besig, en as jy weer jou oë uitvee, dan wil Fred hierdie weet, en dan wil jy hierdie, en dan is Colin op jou keus oor hierdie, en dan is die familie daar, en dan besef ek, so gereeld, reageer ek uit my eie uit. Luister nou vir my. Steer van Here, wat wil U hê? Hoe wil U hê? Wat is dit wat nou moet gebeur? Dawid het hierdie al raak gesien in die Psalms. Hy skryf in Psalm 127 vers 1 tot 2, 'n pelgrimslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, is die bouer se arbeid te vergeefs. Ja. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Te vergeefs werk julle so hard, van vroegoggend tot laatnag, soos julle soeg om te bestaan. Maar vir hulle wat hy liefhet, gee hy dit in hulle slaap, wanneer hulle rus in hom. So ek weet nie, miskien kan jy vandag hier sit, en jy kan identifiseer met die feit dat jy bou, en miskien is dit dalk te vergeefs. Jy sit dalk hierso met hierdie hele gedagte van jy werk verskriklik hard. Of jy soeg om 'n bestaan te maak. Ek wil jou nooi om terug te kom na die waarheid toe, wat sê ons krag, ons lewenslus, alles is in hom. Paulus is iemand wat verskriklik hard gewerk het. Hy was hierdie geleerde ou en hy het alles gedruk, en ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 10 die volgende: maar deur God se genade is ek wat ek is vandag. Nie deur my kwalifikasie of deur hierdie, deur God se genade is ek wat ek is vandag. Hy sê, ek het sy goedheid, of hy het sy goedheid nie te vergeefs aan my bewys nie. Hoor wat sê hy? Ek het harder gewerk as al die ander. Nee, hy het kliphard gewerk voordat hy die Here ontmoet, maar hy was op 'n missie om mense uit te haal en gelowiges uit te haal. Hy sê, en tog was dit ook weer nie ek nie, maar God se goedheid wat my gedra het. Hy kom en hy sê, hoor, hierdie verbintenis wat ek met hom het, dis sy goedheid wat my gedra het. Hy begin, dis God se genade dat hy is wie hy is. Ek het hierdie week 'n gesprek met mense en hulle sê, ja, mense gooi oral net titels rond en titels rond. En ek wil vandag vir jou sê, prys die Here vir wie jy is, eerstens in hom. En dan wat jy doen. En ek het soveel respek vir mense wat geleerd is en wat posisies beklee ensovoorts, maar ek het meer respek vir die mense wat besef, hulle is wie hulle is as gevolg van sy genade. Ek gaan nie al my stories vertel nie. Dan die tweede gedeelte is die waarheid. My werk is 'n spanpoging. Wanneer ons saam met God werk, besef ons, hierdie is 'n vennootskap. Die lood, weer eens, bly verbind. Die wingerdstok voorsien lewe, voorsien voeding, krag, maak vrug moontlik. Ek wonder, waar druk ons goed ryp, omrede ons nie hoor wat hy sê nie. Ek wonder, waar forceer jy jou hand, en dan blameer jy die Here. Daar sit iemand hierdie week in my kantoor, en hy sê, nee, hy het so 'n bietjie afgedwaal, en wara, en toe sê hy vir die Here, maar Here, as hier nou vir argumentshalwe 'n massiewe oes opkom, dan weet ek, U het hierdie en hierdie en hierdie gedoen. Dan weet ek, U druk my in hierdie rigting. En ek besef net, dis asof hy nie in hom is nie, en nou toets hy die vrug van alles om hom. Waar die Here actually net vir hom kon sê, sonder dat hy moes soeg en sweet, wat hy van hom wou gehad het, vir hom, sy huwelik en sy besigheid. Waar soeg en sweet ek en jy,
ons nie toelaat dat die wingerdstok vir ons voeding gee nie. Wanneer ek en jy in Christus bly, is daar 'n paar dinge wat met ons gebeur. Eerstens, sy wysheid lei ons. Wanneer jy nie weet wat se kant toe nie, kan jy hom vra. Here, wys my. Jesus lei my. Ek love dit so, ek het 'n sakesel met 'n paar besigheidsouens, en hoe hulle die hele tyd sê, hoorie, bid vir my hiervoor. Vertrou saam met my hiervoor. Ek vertrou die Here, maar ek wil julle nooi as my broers. Bid saam met my vir hierdie deal, vir hierdie uitspraak, vir hierdie HR uitdaging, vir hierdie dit en daai. En ek sien hoe hierdie afhanklikheid van hom in staat stel om ons in wysheid te lei. En dan sy krag dra ons. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, dan is dit op sy krag wat ek en jy kan staat maak. Dis op sy voorsiening wat ek en jy kan staat maak. Sy Gees bemagtig ons is nooit alleen nie. En ek dink dit is wat my gister gevang het, van hierdie stokkie alleen. En die Here het vir my baie duidelik gewys. Hier's baie van ons wat werk in isolasie van hom doen. Wat daai area van jou lewe, ons sê 8 ure, maar ek weet dis 10 ure. Daai 10 ure plus 'n dag, wat jy in isolasie van hom doen. En jy is eintlik alleen. En jy weet baie keer nie meer wat se kant toe en links of regs nie, en jy weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie, en jy weet nie hoe om dit te doen nie. Dis want jy plak uit. Ons rol is om in hom te bly. En dan sy lewe vloei deur ons. Wanneer ek en jy in hom is, vloei sy lewe deur ons. En ongelukkig gaan hierdie lood dit nooit weer kan sê nie. En dan laastens vandag is die vennootskap. Die feit dat ek en jy saam met hom werk. Daar's 'n reiling wat plaasvind wanneer daar 'n vennootskap is. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer ons praat van vennootskap, dan is hy nie 'n silent partner nie. Of stel dit so, hy's nie veronderstel om 'n silent partner te wees nie. Hy's aktief besig in my besigheid. Hy's aktief besig in my rol. Hy's aktief besig om deel te wees van besluitneming. Hy's aktief besig in my finansies. Hy's aktief besig in besluitneming. Hy's aktief deur sy woord besig. Ons doen elke jaar 'n opname in die gemeente. Almal sê hulle glo die woord is die waarheid. 30%, en jy moet nou reg help. 30% van ons mense sê hulle laat toe dat die woord van die Here hulle lei as dit kom by groot besluite in hulle lewens. 30% van ons. Ja, ons is ingeplak, ons laat maar die woord is die waarheid. Is net nie lekker prakties van toepassing op my lewe nie. Ek wil jou challenge. Klim in die woord in jou werk. Vra hom, Here, lei my, wys my. Alles wat jy nodig het, is in die woord. Gaan bestudeer Jesus se lewe. As jy sien hoe Jesus gereageer het en opgetree het, dan sal jy weet wat dit is om in hom te bly, want dis hoe hy in God die Vader gebly het. Hy sê hy doen niks as hy die Vader het nie gesien doen het nie. Niks. En vandag is so oproep vir ons, want daar's 'n reiling wat plaasvind. Ons verruil druk vir sy teenwoordigheid. Ons verruil hierdie feit dat ek en jy net streef vir sy krag en bemagtiging. Ons beperkings vir sy vermoë. Ons ruil ons bekommernisse vir sy vrede. Ons selfvertroue vir vertroue in hom. Dit is hoekom ons vol vertroue kan leef, is want ons vertroue is in hom. Dis nie net selfvertroue nie. Dis vertroue in hom. Wanneer ek en jy hierdie reiling met hom doen, wanneer ek en jy saam met hom leef, saam met hom wandel, dan word ons werk vrugbaar.
in plaas van uitputtend. En ek sê nie, jy gaan nie 'n afdag hê nie. Ek het hierdie week, wanneer was dit, donderdag aand, het ek hierdie most amazing tyd gehad by ons om die tafel, en ek was so vervuld, ek kom by die huis, ek kan nie eers slaap nie, nee, ek is so, dankie Here, hierdie is so lekker, en toe staan ek Vrydagoggend op, toe is my tyres pap, maar hierdie tyres, nie my karse nie. Ja, en ek is so, en ek besef, in hom, en ewe skielik begin ek weer definisie kry, ewe skielik begin ek weer 'n stuk lewe ontvang, in hom besef ek toe nou, ja, dit gaan nie net oor die highs nie, dit gaan oor die konstante in hom wees. Ek wil amper afsluit met hierdie stellinge. Dit sê die volgende: Jesus is nie net my krag vir my werk nie. Hy is die Here van my werk. Hy is nie net die krag vir my werk nie, hy is die Here van my werk. Jesus nooi my en jou vandag uit. 3 eenvoudige konsepte. Hy nooi ons werk saam met my, loop die pad saam met my en bly in my. Want wanneer ek en jy saam met hom werk, saam met hom begin wandel en loop en in hom bly, kry ons lewens en selfs ons werkplek nuwe definisie. Alles is nie altyd maanskyn en rose nie, maar wanneer ons in hom bly, dra ons vrug op die regte tyd. Ek wil die band na vore nooi, soos wat ek net gaan afsluit. Vandag sit jy dalk hier en jy besef, jy werk primêr alleen. Jy werk primêr uit jou eie krag uit. Jy werk eintlik met brute intelligensie en opleiding en nie vanuit 'n stuk afhanklikheid in hom nie. Ek wil vanmôre eerstens vir jou bid. Soos dit jy vanmôre is, terwyl almal se oë toe is, kom ons vat net 'n oomblik en ons maak ons lewens oop. Toe ek hierdie stok gister sien, en ek vat hom, en ek besef, hy's geïsoleerd. Het ek besef, hier's van ons, wat so alleen en geïsoleerd is, en ek wil vir jou bid vandag. Ek wil vir jou bid vir deurbrake in jou werksomgewing, nie net finansiëel nie, maar emosioneel ook. Soos dit jy is vanmôre wat sê, hoorie, maar ek besef, ek het soveel keer, wat ek in isolasie na my werk kyk, en my werk aanpak. Wil jy nie net jou hand vir my opsteek? Ek wil saam met jou bid. Dankie. Here, hier is soveel hande wat vanmôre eintlik net opnuut kom verklaar. Here, ons wil en is afhanklik van U. Ons wil wees, Here. Ons wil U ken, Vader, in die diepste plekke, selfs van die markplein en die besigheidswêreld waarin ons funksioneer, Here. Here, ons het U leiding nodig, Vader, ons het U liefde nodig, Here, ons het U inspraak nodig, Vader, ons het U uitsprake, Here, oor mense se lewens nodig, Vader. Ons wil nie alleen wees nie, Here, ons kies om in U te bly, Vader. En ek bid, Here, vir mense wat alleen is, Here, dalk net een kant toe geskuif is, Here, dankie dat U vir hulle guns en genade gee, Here. Dankie, Vader, dat U in U wysheid, Here, ons lei, Vader, vir deurbraak op deurbraak. Here, dankie dat ons op U as die bron van ons krag en ons hoop, Here, kan staatmaak, Vader, want U is goed en U is getrou, Here. Here, vanmôre is 'n eenvoudige woord, bly in my en jy sal veel vrug dra. Sonder my kan jy niks doen nie, Vader. Ek bid vir elke ander een vandag hierso. Here, wat intree en that's in step with your spirit and your Holy Spirit leading us. Here, ek bid, Vader, vir elkeen van ons, Here, dat U opnuut, Here, ons die vrymoedigheid sal gee om in afhanklikheid van U te leef. Here, dankie dat U getrou is. En Here, dankie dat U
as die wingerdstok. Ons as lote nie verwerp nie, maar ons voed en ons lei en ons laat groei en laat ons in U kan vrug dra. Vader, ek bid dat ons lewens nie net 'n gesoeg en 'n gesweet sal wees nie, maar lewe van significance, want ons leef dit saam met U. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen, amen, amen. Jy is so welkom saam met te staan. Kom ons vat 'n oomblik soos wat ons hierdie lied sing en laat toe dat die Here met jou hart kom praat. En as jy vanmôre hier sit en of staan en jy besef, hoorie, maar jy moet jou besigheid onder sy koningsheerskappy inbring, jou werksplek, jou manier van werk. Is hierdie nou 'n oomblik waar jy net jou hande kan uitstrek en sê, Here, I lay it down at your feet. Kom ons sing hom saam. As het voel asof die donker om my draai en die liewe my heen en weer wil waai. As het lyk asof alle hoop verdwyn, sal ek sing. Al gaan ek deur die diepte van die dal, sal die Gees van die Vader deur my straal. En hier is waar die vrede in my heers, in my heer. En ek sal sing, en my hande hoog opstaan. Ek sal skree van oorwinning in die naam. En elkeen sal weet, U is die Heer, ja, U is die Heer. Ek kan sien hoe groot die liefde is vir my. Ek kan asemhaal in die teenwoordigheid. En hier is waar die vrede in my in my heers. En ek sal sing, en my hande hoog opslaan. Ek sal skree van oorwinning in die naam. En elkeen sal weet, U is die Heer, ja, U is die Heer. Ek sal sing, en ek sal sing, en my hande hoog opslaan. Ek sal skree van oorwinning in die naam. En elkeen sal weet, hierdie is die Heer, ja, U is die Heer. Sal skree van oorwinning in die naam. En ek sal sing, en my hande hoog opslaan. En ek sal skree van oorwinning in die naam. En elkeen sal weet, ek sal sing, en my hande hoog opslaan. Ek sal skree van oorwinning in U naam. En elkeen sal weet, U is die Heer, ja, U is die Heer.
kan asemhaal in U teenwoordigheid. Want hier is waar die vrede in my heers. Here, U vrede, U teenwoordigheid, U guns en U genade